Welkom terug by die groot ontbyt in die groot kombuis. Ons gesels met Willie Strauss, 'n kosmaker par excellence. Dis so mooi as jy dit sê. Par excellence, ja. Ek het sê, klink dit net. Klink so 'n valskerm of wat ou kuierig is. Hoor jy, ons gaan gesels eers oor die dis wat jy hier gemaak. Ons gaan dit fisies nie maak nie, maar ons gaan daardeur praat. Maar ons praat spesifiek hoofsaaklik oor sinkhuisresepte vandag. En hierdie resep is in sinkhuisresepte, sy kookboek nou op die rakke, soos hy nou gesê het. Nathaniel sê altyd koop nie die blerrieboek. Nou ja, dit is nou presies wat Willie sê jy moet maak. Sinkhuisresepte. Hier is 'n ding wat ek nou deurgeblaai het. Ek moet net eers daaraan raak. Raak hom. Pompoenpoffertjies met lemoensous. Nou, ek wil nou nie hoe poepskindergerig versprei van niks saai nie, maar hierdie is loshande van die mooiste fotootjies in 'n boek wat ek in 'n lang tyd. Dit weer eens nostalgie, weer eens my ma se kos. Daai ding, né? Weet jy, ons het en alles wat in daai boek is. Ek is maar 'n bietjie van 'n versamelaartjie. Is dit? Ja, ek hou van goedjies. So sousbakkietjies. Alles. Ja. Alles. Minimalisme is vir my iemand wat nie spasie kan benut nie. Verstaan jy? Ek hou van vol. My huis is vol. Dit maak mense senuwee agter. Dit dryf hulle na sielkundiges toe. Dis okay. Ek het ook baie honde want dit is vir my lekker. So alles wat in daai boek is, kom uit die sinkhuis uit. My magtig. Elke liewe bakkie, behalwe na die onderkante. So ons het by die huis geskiet en dit was wonderlik. So dit is vir my 'n hartsprojek, dit is 'n baie persoonlike projek vir my, omdat alles so eie is aan die huis, dis eie aan my. En ek is verskriklik opgewonde oor die boek, want ook, ek kry mense wat kom, dat op die boek te koop en sê hulle, weet jy, ek kan nie kook nie. Ja. Maar ek kan 'n boek koop, maar ek wil die boek graag hê om op my koffietafel neer te sit, omdat dit so mooi is. Ja, sien jy. En dan het 'n mens geslaag. Ja, het geslaag. Hoor hierso, ons moet vandag praat oor die dis wat jy gesê het, hierdie tertjie. Dis die feta en botterskorsie. Is dit nie, wat 'n skorsie is dit? Botterskorsie. Is dit botterskorsie? Ja, of 'n butternut. 'n butternut en feta kaas. 'n tertjie. Vertel ons asseblief, die eindproduk lyk so. Ons gaan dit nou nie fisies maak nie, maar ons gaan mense stap daardeur vat. Ja. So ons gee eintlik die boek so 'n bietjie weg voordat jy hom koop. Yes. Tegnies Ja. gesproke. So, en hierdie gereg is verskriklik lekker, want dit is baie goed vir 'n laat ontbyt. Maar is ook lekker vir 'n aandete. Jy kan net 'n lekker slaai hierby maak en jy het 'n volledige ete. Dis die waarheid, dis 'n souttertjie, nee. Ja, dit is wel en 'n veelsidige tertjie, soos ek gesê. Ja. So wat jy begin mee is in die boek het ek gesê jy sny die butternut en dan stoom jy dit. Maar as jy die botterskorsie bak, jy gooi 'n bietjie olie oor en jy kan nog 'n bietjie ekstra speserye, kruie oor hom gooi. Dan kry jy ekstra geur. As jy sulke klein swart puntjies begin maak, is net ekstra geur. Dis smaak. Dis smaak, dis jou botterskorsie wat karamelliseer. So jy bak hom tot gaar. Dit is die grootste werk. Bak of stoom. Ja. Jy kan hom gaar kook in 'n klein bietjie water. Ek vind dat dit 'n bietjie pap raak. Ja, en hy is so val dingetjie. Ja. So val besigheid. Dit is so 'n fotootjie wat verblyk. Is nie mooi nie. Is lelik. Nou, die botterskorsie is die basis. Is die basis. So wat jy dan doen, jy vat een ei, jy sny hom klein. Ek glo my kos moet redelik groot wees want ek het my eie tande. So ek hou nie van fyn kos nie, maar hier moet jy jou ei fyn sny. 2 knoffelhuisies, ook fyn gesny, en dan vat jy jou spek, sny dit ook fyn. Ja, die handjie is besig. Dis reg. 'n Chef se hande moet weg. Ja. So, en dan braai jy jou eie, jou knoffel en jou spek braai jy saam, sodat dit gaar is. Ja. Dan vat jy 4 eiers en ek hou van 'n vryloop hen. Ek wil hê 'n hoendertjie moet gelukkig wees. Is dit? Weet as hulle so stil sit. 'n raserige hoender op die heining vroegoggend. Ek het. Dis jy daai buurman. Ek is daai buurman. Ek is daai buurman waar die swaan skree, die hoender wat raas En die honde blaf. Die honde blaf. Okay, nee, my honde is stil. Is dit Hulle is stil. Want ek gaan op hulle. Nie regtig nie. Nee. Ek praat met hulle mooi. Jy praat mooi. Ek praat met hulle mooi. So jy vat jou net voor die môre kom mense sê jy gaan op jou honde. Dan jy vat jou 4 eiers, 125 ml room,
Klits dit saam, dis nou hier. Ja, hier is die room, en as jy ja. nou poetjie arms het. Ouma arms. Ouma arms, waar Ja. koekiebak arms, dan klits jy so. As kom maar sê dis haar engelarms, want dis haar vlerke. Ja. Sy nog gekry die klein kinders so kom vat en dan kom sê hulle ouma, wys my jou vlerke. Dan maak hulle so, ja. O, dis 'n lelike ding as Ja. wat so. Hulle klap mens baie keer raak. En dan vat jy 5 ml, ek dink dit is 5 ml. Ons gaan die resep opsit. Ja. Bakpoeier saam met die room en die eiers. Jy gee dit met sout en peper en hier's waar die veelsidigheid inkom. Jy kan net sout en peper insit of jy sit geel sout in. Geelsout. O, daai daai ene met die rooi proppie. Ja, Ja. 'n rooi proppie. Ja. Ja. So jy kan dit insit of 'n bietjie 'n gerookte paprika. Ja. Is baie lekker hierin. So jy kan speel. Jy hoef nie net by die resep te hou nie. En ek glo ook daarvan laat 'n resep vir jou lei, maar as jy ietsie wil bysit, niemand gaan kwaad. Niemand gaan met jou raas Soos die nie. fyn speserye op die het. butternut. Dit gaan ook op die botterskorrie ook 'n bietjie. Dit gee ekstra geur. Ja. En dis al wat ons wil hê. En dan vat jy jou muffinpan daai met die gate. Ja. En dan vat jy spuit dit baie goed met 'n kleurwerende sproei. Bottersmeer soveel harde werk so spuit maar. Spuit maar. Ja. Weet jy wat ek vind met 'n botter? Lus vir aanbrand, hoor. Is dit? O, so spuit is eintlik beter. Dit gee die aanbrand. Spuit is beter. So dan skep jy nou jou botterskorsie, jou spek mengsel, skep jy in die pannetjies, in die holtetjies. Ja. Jy vat jou room en eiers, jy gooi dit, jy verdeel dit in die 12 gaatjies. So eers die en dan die room en eiers bo. Ja. En dan vat jy jou feta kaas en jy breek dit so bo op mooi. Oh, maar ek is 'n mimiekkunstenaar, Ja, par excellence ook. Par, raak het ons weer oor die par. Maar Dan sit jy op en dan bak jy dit vir so 20 minute na 30 minute. Hierdie het ons vanoggend 25 minute gebak en dan lyk hy so. Dit rise to the occasion. Dan gaan lê dit 'n bietjie plat. So moenie Dis 'n Jack Russelltjie wat nou wil. Jack Russell wat ja. So moenie skrik, moenie loop bang raak nie. En dan lyk hulle so. Ek vat my gewone 'n mes en maak hulle mooi los op die kante, skep hulle met 'n lepel uit, sit hulle op jou ouma se doekie en daar's dit. Woordswarts. En dan vat jy dit en jy maak of hy nog warm is. Jy blaas hom Jy kant moet blaas. Dis 'n heerlike lekker tertjie. Baie dankie Willie. Dankie dat jy vanoggend by ons kom kuier. Dankie Dit dat was jy so ons lekker. Ek gaan raad weer en advies in die kuier. Asseblief kom weer. Ek gaan. Ek het so lekker saam met julle gekuier. Ek gaan. Ek het mos eintlik 'n gesig vir radio, maar ek gaan dit nou verander. Ek gaan nou 'n gesig vir TV kry. Ja, ek dink jou gesig is perfek vir TV. Ag, baie dankie. Baie dankie. Nou ja, en die hande ook. O ja, Jy moet nie so vashou nie. Jy kan maar gaan. Die hande. Ek speel weer vir almal wat die ore het. Nou ja, daar sê Willie Strauss, koop gerus sy resepteboek Sinkhuis resepte. En mooi prentjies en lekker resepte, goed wat jou gaan laat verlang na mense wat jy lank terug al geleer ken het. Dankie Willie, blinkkant bo en so. Ja, dis my plek. Ja.